Sjoe, ek het lanklaas al die manne en die manninne so deftig gesien. So, eerstens is dit my voorreg om graag vir julle Armin en Rowan voor te roep wat vir ons die wotum en die seëngroet gaan doen. En dan, gemeente, kom ons staan saam om die loflied te sing. Die wat op die Here vertrou, is so Sionsberg, wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Soos die berg van Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd. Mag daar vrede vir Israel wees. Aan almal in Wonderpark, vir wie God liefhet en wat hy geroep het om aan hom te behoort. Genade en vrede van julle, van God ons Vader en die Here, Jesus Christus. Hosanna,
Volgende roep ek graag vir Karisha voor om die gebed vir ons te doen. Daarna sal Elriet aangaan met die skriflesing en dan sal Dominee aangaan met die preek. Can everyone close their eyes, please? Dear Father, thank you for this beautiful day and for the gift of your presence, not just today, but every day. Fill not only my heart with your spirit, but everyone here today, so we can all walk in faith, love, and kindness. Thank you for all the family and friends here today and in spirit. May this moment be the start of a lifelong journey, not only for me, but for everyone standing on the stage with me today. In Jesus' name I pray. Amen. Ek lees Psalm 71. U Here, U is my hoop. Op U Here het ek van jongs af vertrou. U is my hulp van geboorte af. Reeds voor ek in die wêreld gekom het U my beskerm. U loof ek gedurig deur. Ek is vir baie 'n wonder, want U is my veilige toevlug. U het my van jongs af onderrig, o God, en ek getuig nou nog van U kragtige dade. Die groot momente in jou lewe het aangebreek. En ek moes so deur 'n penskets hardloop oor wat ek vandag met julle gaan deel. So in my kop het so al 8 van julle gegaan. En ek het besef julle is uniek, julle is dinamies met ongelooflike baie potensiaal en talente. So ek moes julle met iemand vergelyk. En die beste vergelyking is die grootste figuur in die Ou Testament. Die koning van alle konings. Vandag staan sy koninkryk bekend as die huis van Dawid. Ek gaan met julle net 'n penskets doen oor koning Dawid. Psalm 71 is hy voor die grootste konflik in sy lewe. Sy eie seun kom in opstand, hy moes vlug, daar's 'n burgeroorlog op pad. En so sit hy bo op die berge, kyk hy wes, want hy wil hoor wat die uitslag van die oorlog is. Gaan hy wen, gaan hy verloor? Is dit die einde van sy dinastie? Is dit die einde van koning Dawid? Is dit die einde van sy lewe? Terwyl hy daar sit, gaan daar verskriklik baie verskillende gedagtes deur hom. Eerstens is hy baie kwaad vir sy persoonlike vriende, want hulle lei die veld tog teen hom, sy persoonlike vriende. Maar dan dink hy terug oor sy ou dag, maar oor sy jeug. En dit wat daar in 'n paar verse geskryf is, gaan ek met julle deel. Hy's oud, het 'n ongelooflike suksesvolle lewe gehad. Hy tik al die boksies. Dan dink hy terug in sy kindertyd. En nou gaan ek saam met julle deur die kindertyd hardloop. Jou kindertyd het nie by jou geboorte begin nie. Jou kindertyd het in die moederskoot begin. Daar op 'n dag het papa en mamma by mekaar gekom en hulle was lekker verlief met mekaar gewees en hulle het lekker saam geslaap en so is daar 'n klein selletjie vrygelaat. En daai selletjie het geswem en het die kampioenswinger geword. Daar het bevrugting plaasgevind. En dit was jy. Vir 9 maande is jy in die moederskoot gevorm. Vir 9 maande was Dawid in die moederskoot gevorm gewees. En as hy praat oor die moederskoot, dan gebruik hy 'n woord. Kunstnaaldwerk. Jy is uniek geskep in die moederskoot. Daar's nie nog iemand soos jy nie. Maar as Dawid dink oor daai tydperk, voordat hy in die wêreld gekom het, het God hom reeds in die moederskoot beskerm. In die moederskoot kan enigiets gebeur. Enigiets kan skeefloop. Maar as Dawid terugdink oor sy jong tyd, dan begin hy by die moederskoot. Daai 9 maande het God hom beskerm. Vir 9 maande het jou pa en jou ma het jou gedra, jou pa was by jou. Daar was gekeer gewees. En die unieke jy is gebore. En daai unieke jy sit vanoggend hier. Hy sê 'n tweede ding oor sy jong tyd. Van jongs af het ek geleer om U te vertrou. So nie net beskerm nie, vertrou. Dawid moes sy pa se skape oppas. Hy was die kleinste van al die boeties. Hy was te klein gewees om oorlog te gaan maak. So die jobbie wat hy moes doen, hy moes sy pa se skape gaan oppas. Maar daar was gevare rondom die skape. Daar was beere, daar was leeu's, daar was wolwe, daar was gevaarlike kranse. Enigiets kon skeef geloop het. Daar was skelms gewees vir die skape wou gesteel het.
En van kleins af het Dawid agtergekom dat hy op die Here moet vertrou. Jy is 17 jaar oud, 18 van julle. En weet jy wat het jy geleer van kleins af? Om die Here te vertrou. In die nagte as jy bang is en jy is bang vir die spooke onder die bed, dan het jy met die Here gepraat. As jy daar in die klaskamer sit en deur die toets skryf, het jy met die Here gepraat. As jy op die sportveld is en daar gaan 'n klompie gedagtes deur jou, het jy met die Here gepraat. So Dawid sê, van kleins af het ek geleer om op U te vertrou. Dis jy wat hier voor my sit. Die feit dat jy vandag hier sit, beteken dat jy die afgelope 17 jaar alreeds hierdie kuns aangeleer het om op die Here te vertrou. Dawid sê van jongs af het hy my onderrig. So beskerm, vertrou, onderrig. Hier sit nie 'n klompie leuke hier voor my nie. Hier sit 'n klompie jong mense met kennis. Jy ken jou Bybel, jy ken jou Bybelse karakters. Van kleins af was jy in die sonnaskool, het pappa en mamma vir jou Bybellessies geleer. Vir die afgelope 16, 17 jaar het jy groot geword binne die Christelike kultuur, wat jy nooit mag verloor nie, want dis jou anker, dis jou fundament, dis wat jou pad is. En soos wat die lewe nou voorlê, is dit die een ding wat jy gaan saamvat. Die feit dat ek van jongs af geleer het om op die Here te vertrou, maar dat hy my geleer het. Dan sê Dawid 'n interessante ding. U was altyd die fokuspunt van my hoop. Elke jong mens het drome. Elke jong mens het ideale. Dawid het nooit geweet waar sy lewe gaan eindig nie. Maar soos wat hierdie jongstertjie groot geword het, 8 en 9 jaar oud, hy en sy boeties het nie goed oor die weg gekom nie. Ons lees in 'n Psalm dat hy apart moes eet. Hy was nie deel gewees van die gesinstafel nie. So Dawid het van kleins af geleer om nie op mense te fokus nie. Sy pa het hom nie eintlik aanvaar nie. Die enigste een wat in sy kring beweeg het, was sy mamma, Nisbet. Baie goeie verhouding gehad met klein Dawid. Maar van kleins af het Dawid geweet, die Here is die fokuspunt vir my hoop. Kan nie op my pa fokus nie. Kan nie op my boetie fokus nie. Kan nie op die wêreld rondom my fokus nie. Want Dawid was 'n klein skaapwagtertjie. Op daardie stadium het hy nie geweet wat wag op hom nie. En dan uiteindelik kom hy, as hy dink oor homself, dan sê hy, ek was vir baie 'n wonder. En daar slaan hy die spyker op die kop. Hierdie klein seentjie, wat deur sy pa verwerp is, geïgnoreer deur sy broers, wie sy ma baie lief gehad het, het 'n unieke klein seun geword. Van kleins af het hy geleer om die slingerveld te speel. Van kleins af het hy met pyl en boog gespeel. Van kleins af het hy met 'n knopkie in sy hand die skape beskerm. Van kleins af het hy met 'n staf gewerk. Van kleins af het hy viool gespeel. Van kleins af het hy bo op die kraans gestaan en het hy gedig. Hierdie klein seentjie wat klein en rooierig van aangesig was en aantreklik was, het van kleins af iets unieks geword. Hy was niemand se template nie. Hy was niemand se kopie nie. Dis jy. Jy's niemand se template nie. Jy's niemand se kopie nie. En as ons vanoggend na jou kyk op jou ouderdom alreeds, dan kyk ons reeds met bewondering na jou. Want jy het alreeds 'n unieke pad geloop. Jy het alreeds sekere prestasies bereik. So Dawid sê, ek was van kleins af, het mense my bewonder. 17-jarige leeftyd verslaan hy 'n reus. Daarna is hy in die tempel en in al die ander plekke, maar ook by Saul, waar hy viool speel, waar hy harp speel. Baie keer kry hy buite op die berge waar hy gedigte skryf. En dan wanneer hy uiteindelik 'n soldaat word, dan sing die massas. Saul het sy duisende verslaan. Dawid sy 10.000. Hierdie youngster het die koning van die konings geword. Staan vandag bekend as die huis van Dawid. Dis jy. Dis jy. Ons gaan jou dophou met groot oë. En ons gaan hoor wat jy doen en wat jy bereik het. En ons gaan sê, wow, that's special. Dis hoekom jy vanoggend hier sit. Vanoggend sê jy vir die wêreld daar buite wie jy is, waar jy vandaan kom en wat jy op pad is. Dawid het uiteindelik 2 aspekte geleer en daarmee is ek klaar met my kort boodskap. Net 2 goed. Soos 'n ou man wat terugkyk en dan sê hy, en hierdie 2 goed moet julle saam vir julle vat vorentoe. Ons lees in Psalm 71 vers 1.
God stel nooit teleur. By U Here skuil ek. Laat my tog nooit teleurgesteld staan nie. Hoor hierdie sinnetjie. God stel nooit teleur. Dawid was in krisis. Hy was in donker momente. Hy het die dood in die oë gestaar en hy het nie geweet what's next. En wanneer hy gebid het en God het hom verhoor, dan sou Dawid sê, wow, hy stel nie teleur nie. God het weer eens deurgekom vir my. Daar wag 'n onbekende pad vir jou. Maar op hierdie pad moet jy weet, gaan God jou nooit teleurstel nie. En as daar 'n teleurstelling is dit tydelik. Is nooit permanent nie. Die tweede, aan die einde van sy lewe, en ek glo dis die journey wat jy ook gaan loop. Vra Dawid, wie is U soos U, o God? U het talle benoude ervarings oor my gebring, maar elke keer weer my lewe gered. Elke keer weer weggeruk uit die mag van die dood. Wie is soos U? Dis hoekom Dawid is wie hy is. Aan die einde van sy lewe kyk hy terug en sê hy, daar's net een God. Hy het my benoude momente gebring, maar het my benoude momente uitgeruk. Mag jou journey, jou reis, soos die van 'n klein Dawid wees. Beskerm in die moederskoot, spontaan natuurlik al sy talente ontwikkel. Van jongs af was hy die wonderkind vir die samelewing. As koning het hy die grootste hoogtes bereik wat bereik kan word. Hierdie groep mense wat hier voor jou sit, saam met my, stuur julle op hierdie reis, op hierdie journey. Mag jy 'n fenominale pad loop. Jou moment om vir die wêreld buite te sê waarin jy glo, het so pas aangebreek. Die geloofsbelijdenis met julle doen. Rissie, het jy jou mikrofoon daar by jou? Do you have the mic? You've got the mic. Wat beteken dit om belydenis van geloof af te lê? Twee eenvoudige dinge. En dit is dat jy vir die wêreld daar buite sê wat jy in jou hart glo. En wat glo jy in jou hart? Jy glo dat Jesus Christus die Here is. Wat glo jy in jou hart? Dat God die Vader die Skepper is. Wat glo jy in jou hart? Dat die Heilige Gees in jou woon. Wat glo jy in jou hart? Dat jy die ewige lewe het. Wat glo jy in jou hart? Dat jy deel gaan wees van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dis wat jy in jou hart glo, en dis wat jy ook nou hardop met jou mond gaan bely. Dat Jesus Christus jou Here is, jou saligmaker, jou verlosser. Ek vra dan dat julle as groep sal staan asseblief. Ten eerste, glo jy dat die leer soos in die Ou en die Nuwe Testament en in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, dat dit die ware en die volkomme leer van die verlossing is. Ten tweede, beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus tot aan die einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat vals is, daarvan af te wyk en te verwerp. Bely jy dat Jesus Christus jou persoonlike saligmaker en verlosser is en dat jy hom liefhet. Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor mense en om aktief in die werksaamhede van die kerk deel te neem. Beloof jy dat jy jou onderwerp in die kerklike opsig en tug as groep? Wat is hier hardop julle antwoord? Baie dankie, julle kan maar sit. Elke kind gaan op hierdie oomblik sy eie persoonlike belydenis met julle deel. Dis die pad wat ons geloop het die afgelope jaar. En bietjie vir bietjie het hulle gewerk. Aanvanklik het hulle op 2 groot bladsye in die algemeen geskryf waarna hulle glo. Daarna het ons daai hele pakkie afgebring na 'n bladsy oor waarin hulle glo. Daarna moes hulle hulle eie persoonlike geloofsbelijdenis skryf, soos glo in God die Vader, die Seun, die Heilige Gees ensovoorts. So elkeen het hulle eie persoonlike geloofsbelijdenis het hulle gaan skryf. Daarna het elke een afsonderlik dit gaan reduseer na die kern van dit wat hulle glo. Wat jy vanoggend hier gaan hoor, het nog Peer, nog ek, nog pappa en mamma die kinders geleer.
Dit het hulle uitgewerk en gefine-tune totdat dit die net result is van wat hulle glo. Gemeente wat jy gaan hoor vandag is fenomenaal van grypend ouers. Ek hoop jou tissues is reg, want jy gaan hoor wat in jou kind se hart aangaan deur hulle persoonlike belydenis. Dankie Rissie, jy kan staan. Beerwinkel Carissa, Rissie. God the Father is the definition of what I believe a father is. He's there when you need him the most and when you don't. He knows me by name. He knows my deepest struggles and my happiest memories. I know and believe my sins are forgiven. I am free of my sins. But I realize it's impossible for me not to sin. It's my responsibility to not be ignorant and take ownership. My body is a temple of the Holy Spirit. How I train it and think of myself and how I respect my body, it is a reflection of how I view the Holy Spirit. The talents that I am gifted with are my responsibility on how to use them. Either completely ignore or accept it passionately. I choose to accept it passionately on what I am gifted with, to use it with respect and to inspire others, and to never break others down. I have trust in what is put ahead of me. I am choosing to treat myself and the Holy Spirit with care and respect, and to add flavor into this world, not create more damage. Thank you. For Benjamin Ruwan. Ek glo dat God die Vader my sondes vergewe het deur sy seun op die kruis te laat sterf sodat sy bloed my kan skoon was. Ek glo dat hy my op my naam ken en dat Jesus aan die regterhand van God sit. Ek glo dat die Heilige Gees in my woon en deur my werk, want my liggaam is 'n tempel. Ek glo dat God vir Satan oorwin het en dat God my beskerm. En ek glo dat ek op die aarde geplaas is om die woord van God te versprei en om deur hom te leef, deur spore van vrede te los. Ek verwag dat die toekoms vol vrede, hoop en blydskap sal wees en dat Christus my op die wolke sal kom haal en dat ek deel sal vorm van die nuwe hemel en aarde. Ek glo dat God my verlosser is en dat hy 'n plan het vir my toekoms. Vir u Elriet. Ek glo dat ek uit God gebore is. Hy my Vader is wat my oneindig liefhet. Hy ken my op my naam. Ek glo dat Jesus my persoonlike saligmaker en verlosser is, die Here van my lewe wat my tot die uiterste liefhet. Ek glo dat die Vader en Seun deur die Heilige Gees in my woon. My liggaam is 'n tempel vir die Heilige Gees. Ek is 'n verteenwoordiger van God. Ek is vrygespreek en gereinig van al my sondes. Ek is 'n bywoner op die aarde, die sout en lig van die aarde. Ek verwag dat Jesus op die wolke sal terugkom, ek 'n nuwe verheerlikte liggaam sal kry en deel vorm van die nuwe hemel en aarde. Vir u François. Ek glo dat God die skepper van die heelal is en dat hy my op my naam geroep het. Hy is my Vader. Die Seun is gebore uit die maagd Maria en het gekom om vir my sondes te sterf, dat ek die ewige lewe kan ontvang. Ek het die Heilige Gees ontvang na die opstanding van Jesus en die Heilige Gees help my om reg te lewe. God dink nie meer aan my sondes en ek is 'n burger van sy hemelse koninkryk. Ek is 'n vreemdeling op hierdie aarde en is God se medewerker. Ek begin soos Christus te dink en hoef nie meer langer in vrees te lewe nie. Ek verwag 'n verheerlikte liggaam en dat ek sal opstaan uit die dood. Joubert Dean. Ek glo in God die Vader, wat sy enigste seun gestuur het om vir ons sondes te kom sterf. Ek glo dat my naam in die palm van sy hand staan en dat hy my sal roep, ek is syne. Ek glo dat Jesus vir my kom sterf het, op die 3de dag weer opgestaan het en dit moontlik gemaak het vir my om die ewige lewe te hê. Ek glo dat my liggaam die tempel van die Heilige Gees is en dat hy die lig in my lewe sal wees en my deur donker tye help om op die regte pad te bly. Ek glo my naam is opgeteken in die hemel en dat ek 'n ambassadeur geword het van God. Ek glo dat ek 'n medewerker van Christus geword het en dat ek die sout en die lig van die aarde geword het. Ek glo dat my gewete gereinig is, dat ek gevul is met God se vrede. Ek verwag om deel te vorm van die nuwe hemel en aarde met 'n verheerlike liggaam in God se koninkryk. Schreder Arnou.
Ek glo dat God die Vader my liefhet en elke dag veilig hou, en dat hy ons geskape het om te lewe op die aarde en sy naam te versprei reg oor die wêreld. Hy ken my op my persoonlike naam. Ek glo dat God sy eie kind gestuur het om aan die kruis te sterf vir ons sondes, sodat ek vergifnis en ewige lewe kan hê. Ek glo dat die Heilige Gees in my woon, my lei, my krag gee en my help om naby aan God te leef. Ek glo dat ek nie meer van die wêreld is nie, maar dat ek nou 'n burger van God se koninkryk is en dit vir hom moet leef. Ek glo ek is 'n kind van God, dat my sondes vergewe is en dat ek met vrymoedigheid voor hom kan staan. Ek glo dat die Christus elke dag in my leef en aan my werk om my geloof sterker te maak en my lewe te verander. Ek glo dat Christus steeds met my besig is en my voorberei vir die lewe saam met hom. Ek verwag om deel te vorm van die hemel en die aarde. Ek verwag om 'n nuwe verheerlike liggaam te kry. Snyman Armin. Ek glo in God die Vader, Seun en Heilige Gees. Ek glo God het my persoonlik en uniek geskape. Ek glo dat Jesus aan die kruis gesterf het vir al my sondes. Ek glo dat die Vader en die Seun deur die Heilige Gees in my woon. Ek vorm nou deel van die liggaam van Christus op die aarde. Ek is 'n verteenwoordiger van God en verwag om deel te vorm van die nuwe hemel en aarde met Jesus se wederkoms. Thomas Keegan. Ek glo Jesus Christus het vir al ons sondes gesterf op die kruis. Ek glo dat almal 'n doel het en ek sal my doel bereik deur God. J.D. Vance het in hierdie week op die televisie reg oor die wêreld in Jerusalem verskyn. Hy het 'n toespraak gehou. Sy heel laaste sinnetjie was: I am a Christian, vir die hele wêreld. Toe sê I believe in Christ, the Prince of Peace. J.D. Vance het sy persoonlike getuienis vir die wêreld gegee. In 'n moslimland reg oor die wêreld. Het almal gehoor waarna hy glo. Jou diens word opgeneem. Jou diens word uitgesaai. Jy het sopas vir die wêreld daar buite gesê waarna jou glo. Jou eerste getuienis in die wêreld is besig om te hardloop. Van tyd tot tyd gaan na jou persoonlike belydenis gekyk word. En jy sal nie weet wie se lewe dit gaan raak en wie se lewe dit 'n verskil in gaan maak. Van my kant af, baie geluk met julle belydenis en ek vra vir die gemeente om vir hulle 'n heerlike handeklap te gee, ook vir hulle getuienis. Ek vra dan nou vir Sean en LZ om saam met Aiden vorentoe te kom. Aiden, dis 'n baie spesiale dag ook in jou lewe. Kom staan hier by my saam met pappa en mamma. Julle kan hierdie kant staan. Aiden, as ek jou nou gaan doop, sê die Here vir jou dat die verbond wat hy met Abraham gesluit het, en God het vir Abraham gesê, ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Dis 1000 jare gelede. Daai belofte hou die Here vandag nog. So as ons jou nou gaan doop, sê die Here, Aiden, ek gaan jou God wees. Daar toe jy gebore was God al reeds daar. Daai 9 maande in die moederskoot het hy baie mooi opgepas. By geboorte het hy baie mooi na jou gekyk. Die stukkie wat jy al reeds geloop het, was die Here se hand al reeds oor jou lewe gewees. En weet jy wat? Vir die pad vorentoe tot eendag gaan sy hand nog steeds oor jou wees. So die Here sê vandag vir jou, ek gaan jou God wees en die God van jou nageslag. Staan vorentoe, dan doop ek jou. Aiden, ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun wat in jou plek in die kruis gesterf het, en in die naam van die Heilige Gees wat in jou woon en werk. Kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie ook dat jy vir klein Aiden gesê het, ek sê jou God wees, ek sê jou pa, my Seun het in jou plek in die kruis gesterf, en my Gees gaan in jou woon. Dankie Here dat jy ook 'n lewensboek vir klein Aiden het, en dat jy ook 'n fantastiese pad ook met hom gaan loop.
Dankie ook vir die ouers wat gesê het, ek gaan my kind 'n Christelike opvoeding gee, dat hy ook die pad van die Here kan loop. Ek wil dan ook die seën oor pappa en mamma en ook oor die familie afbid. Dit doen ek in die naam van Christus alleen. Amen. Kom ons sê ek sommer net vir hulle ook 'n lekker hande klap. Sjoe, nou verstaan ek hoekom dominees altyd 'n waterbottel by hulle het. Ek sal vir So, volgende roep ek vir Keegan na vorentoe om die gesamentlike geloofsbelijdenis te doen. En dan het ons 'n spesiale verrassing vir die ouers. Wat glo jy in God die Vader? Wat glo jy oor Jesus Christus? Glo jy in die Heilige Gees? Wat glo jy oor die kerk? Glo jy jou sondes kan vergewe word? Wat glo jy in die lewe hierna? Een gedig vir ons ouers. Hoe sê ek dankie vir ouers so wonderlik? Hoe begin ek beskryf wat julle vir ons beteken? Deur die harde tye, so ek die goeie, was julle aan ons sy. Nooit hoef ons te twyfel aan die liefde wat julle ons gee. Ma en pa, julle harte is goud werd. Niks is vir ons meer kosbaar. Ons hart was al stikkend en julle het ons opgetel en styf in julle arms omvou. Ons herinner dat julle daar is. Nooit hoef ons ooit alleen te voel of 'n dag te huil of bekommer, want julle is altyd by ons. So hiermee wil ons net dankie sê en ons is baie lief vir julle albei. Baie dankie Alred. Ek het baie mooi foto's. Volgende roep ek graag vir François voor om vir ons die bedankings te doen en dan vir oom Pierre. Dr. Endres, baie dankie vir die afgelope jaar se belydensklas onderrig. Dit was voorwaar 'n voorreg om by u klas te kon hê. Dankie vir die waardevolle kennis waarmee jy ons toegerus het vir die toekoms. Dankie aan ons mentor vir die afgelope 3 jaar. Dankie pa, ons waardeer die tyd en gesprekke wat ons gehad het. Dankie aan ons ouers vir die nakom van jul doopbelofte, dat julle ons so getrou kerk toe gebring het. Wat 'n voorreg is dit nie om vandag ons belydenis te kan aflê nie. Ons aanvaar julle baie keer as vanselfsprekend, maar baie dankie vir julle. Ons is baie lief vir julle en waardeer julle opreg. Baie dankie aan Plantland Akasha, oom Jimmy en tannie Jolandi Milan vir die gebruik van die plante, aan oom Jan Kreer vir die inisiatief en bereidwilligheid om te help met die aandry van die plante en die opmaak van die kerk. Dankie tannie Lanza vir die glasies en sertifikate en geskenkpakkies. Dankie aan ma, Annemarie Fourie vir die help met die reëlings en die opmaak van die kerk. Dankie vir die tegniese span agter die kamera, klankbord en die projekte rekenaar. Dankie aan die voorsangers en die orkes. Laastens, dankie aan ons familie en vriende wat die dag saam met ons kom deel.
Kan die belydennisklas se oumas en oupas en ouers staan asseblief? Ons wil graag vir julle iets gee. Dominee Erns en Pa, kan julle asseblief vorentoe kom? Alret en Carissa, kan julle asseblief hulle geskenkies vir hulle gee? Ouens, dit is dan ook nou my voorreg om vir julle geluk te wens met hierdie groot stap in julle lewens. Baie geluk en baie sterkte vir die toekoms. Ons as ouers is baie trots op julle. Ons dank die Vader vir al sy liefde en genade, wat ons dan ook by hierdie dag gebring het. Al die eer kom hom toe. Onthou alles wat julle die afgelope jaar geleer het. Die belangrikste les het julle vandag bely. Deur in Jesus Christus te glo is julle vrygespreek, onskuldig. Maak dit deel van julle lewens en lewe dit elke dag. Hê daardie persoonlike verhouding met God as jou Vader, Pa, Papa, Dad, watter naam julle gekies het, en praat met hom elke dag oor enige iets. Oor alles. Onthou, jy is die appel van sy oog. Hy is opgewonde oor jou. Hy het oor jou gedroom toe jy nog in die moederskoot was. Onthou wie jy is in Christus. Wandel met hom elke dag, want dit is hy wat die lewe sin gee. Weereens, baie geluk. Ons is trots op julle. En dan saam met elke ouer wil ek die volgende vir julle sê. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Dan vervolgens die ouers, vind julle kind op hierdie verhoog en drink net vir 'n oomblik in wat besig is om hier te gebeur. Ouers, baie geluk aan julle. Wat 'n voorreg om hierdie dag te kan aanskou en saam met ons kinders te kan beleef. Dit voel soos nou die dag dat ons langs die doopvont gestaan het en 'n belofte afgelê het. En ook seker gewonder het hoe ons hier die bonneltjies gaan groot kry. En hier is ons vandag, 17 jaar later. 17 jaar in 'n oogwink verby. 17 jaar se gebede en genade. Julle kan vandag baie trots wees op julle kind en elke ander dag. Mag hulle vir julle in die toekoms nog groot vreugde verskaf en tot groot seën wees. Nogmaals baie geluk. Jo, baie dankie oom Peer, dit was regtig moeilik om die trane terug te hou.
En dit is 'n bietjie moeilik om in te dink dat soveel jare van ons lewens nou in 'n oogwink verby is. So, maar ek vra asseblief dat ons volgende die kollekte sal opneem.
Laastens maar nie die minste nie, roep ek vir Arno voor om vir ons die uitspreek van die seën te doen. Die Here jou God is by jou. Hy, die kruisman wat red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil, tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Dankie vir die dag, 'n baie spesiale geleentheid. Laaste hande klap vir ons Blydenstadskinders. Daar word pannekoeke agter by bedien, so daai deur gaan toe wees. Ons gaan hom toemaak sodat jy so omloop en jou pannekoek bestel en ons saam uitgaan. Nee, ek spot maar net. Baie dankie julle. Geniet die res van die dag. Al die ouers en die oupas en oumas van die Blydenstadskinders, kom vorentoe asseblief en kom neem julle plekke hier voorin. Baie dankie.